Soos julle weet, het ons die laaste tyd op 'n reis gegaan. Ons gaan deur 'n reis. En ons 40 dae noem ons die reis. So ons reis saam en dis vir verskriklik lekker gewees om die laaste tyd met julle te gesels. Maar omdat vandag oor die nuwe goed te gesels, moet ons eers onthou waaroor het ons nou al gesels. Nou, onthou julle, ek het julle gesê, Jesus reis saam met ons. Sien julle, daar is Olaf. Olaf is daar so op die strand besig om te tan. Toe sê ek, baie keer is dit lekker in jou lewe, baie keer is dit moeilik, en dan ander keer is daar nuwe tye. Maar maak nie saak wat nie, Jesus reis saam met jou. Dus ek wil net sê, waar kom hierdie reis, waar vind hierdie reis plaas? En dis ons dit vind plaas in die koninkryk van Jesus. So waar jy nou is jy in die koninkryk van Jesus. Dan, dis ons het iewers leer hoe om te leef in hierdie koninkryk van Jesus. En by wie anders wil ons gaan leer as by Jesus self. So ons is Jesus se disippels en ons het ook gesê Jesus se appies. Want 'n appie gaan leer ons by sy mentor hoe om 'n ding vas te maak. As ons nou dit alles doen en ons bewaar dit in ons hartjies, gaan iets met ons gebeur. Ons gaan verander. Ons gaan transformeer. Dis soos 'n rispe, wurpie wat in 'n mooi butterfly verander, skoenlapper verander. Daar sy pragtige, en wanneer hy verander alles. Nie net hoe hy lyk nie, hoe hy die wêreld sien. Want gewoonlik as hy 'n wurpie was, het hy ons op die blare rondgekruip en op die stingeltjies. Nou vlieg hy hoog bo en hy sien die wêreld heeltemal anders. Dis selfs as hy Jesus gewoond is, Bybel lees, bid, sonnaarskool, kerk toe kom, allerlei sulke goedjies. Dit help ons om hierdie proses van transformasie te laat gebeur in ons lewe. Dit help ons om nader aan Jesus te kom. Dis hoekom ons kerk toe kom en ons Bybel lees en bid en alles, want ons wil graag verander en 'n mooier en 'n dieper verhouding met Jesus bou, né? Toe kom op Jakob en hy praat met julle oor Jesus vriende of 'n familie, 'n Jesus familie. En dit beteken die persoon langs jou is eintlik jou boetie en jou sussie. En ons reis saam deur die lewe. Jy's nie alleen nie. Jesus is by jou. Maar ook al jou Jesus maatjies is by jou. Jy gaan langs jou en sê, "Hallo maatjie." Ja, Jesus vriende man. Ons met maatjies maak, ons het familie. Ons kyk na mekaar. En dit beteken dis soveel lekkerder om as 'n gemeente by mekaar te kom en saam Jesus te loof en te prys en saam te leef. Daarom, ons het goeie Jesus vriende om ons by mekaar maak, maar ons het ook goeie Jesus vriende vir ander mense wees. Nee, ons het mekaar help op die regte pad te bly. Kyk, nou waar was vandag heen? Ons is op pad om 'n verskil te maak. Dis waar ons vandag aan gesels met mekaar is, ons wil 'n verskil gaan maak. Want jy het gesê, ek het gelees, weer geleer, ons moet doen wat Jesus vir my vra. Ons het dit verander en ek wil doen wat Jesus vir my vra. En vandag vra Jesus vir ons ietsie. Hy vra vir ons om diensbaar te wees in die wêreld. So, dis waar ons vandag gesels. Wie van julle weet wat is die ding? Hulle 'n bietjie oor raaisel. Jou hand is eerste opgewees. 'n toolbox, jy weet wat dit is in Afrikaans? Dis weer? 'n gereedskapkis, baie dankie, ek het nie geweet nie. En ek was bietjie skaam op maar hier, wat doen ons hier toolbox? Okay, maar hier is 'n gereedskapkis of 'n toolbox. Okay. Binne 'n toolbox het ons nog verskillende dinge. Nou, ek is nou nie 'n groot ou om goed reg te maak en 'n bouer en al die dinge nie. So my toolbox is gerad vir iets spesifiek en dit is maar meer vir klankgoeders en sulke stap. So jy sal dit sien in die hamer wat ek het. Dis 'n klein hamertjie, maar weet julle hierdie hamer is 'n killer. As jy goed daai wat mense daai kap sit in die skutting in kap, waar wat jy die kabels mee vashou.
hierdie ouetjie, 2 shots hy's in. En die hamer is klein genoeg om in die hoekies in te kom. Want toe ek die eerste keer daar moet inkap, het ek net so 'n groot hamer. Ja, nou moet jy die hoekie daai goed in die muur vasmaak. Yes, dis 'n mission gesê ek maar net asseblief, kry my so 'n klein hamertjie, want hy kan die job lekker verrig. Okay. Maar kom ons kyk of jy 'n bietjie kan agterkom wat is verskillende tools. Wat 'n tool is die? Dis 'n huge stang, hè. Ja, dis 'n tang. Wat is met 'n tang, julle? Wat is 'n tang? Kyk. Ons knip draad, ons kan draad mos bietjie vasmaak ook, né? Dat is hier, hy lyk amper soos 'n tang, maar hy's 'n skerp goedjies. Wat is dit? Ons wil 'n bietjie 'n side cutter. Wat is 'n side cutter? Kan ons bietjie wat is 'n side cutter? Ons wil 'n bietjie die kant. Wat sê jy? Sê maar. So sny drade. Hierdie is 'n primêre taak is om te sny. Toe ek in tyd was, het ons bure langs ons gebly en ek en hy was maatjies. En daar was 'n draadbesinning gewees. Toe spoor ek eendag my pa se side cutter op, toe sny ek die draad oop, dit maak ek as met so 'n bietjie kos. Hy hoef nie om te loop nie. Toe ons die hond in die ander kant van hulle huis gaan haal, toe kry ek 'n pak slaap. Right, hier's 'n ander ding. Wat is die goeders? Wat doen? Dit is spanners. En dit gebruik ons om drade te knip, né? Waarvoor gebruik ons 'n spanner? Wat wil jy nou doen? Om goed vas te draai, né? Maak dit vas of los. Ja, dis belangrik om iets los te kan maak ook, né? Right, ek dink ek het amper alles. Maar nog een tool wat ek weer wil wys. Wie weet dat is die ding? Waar sê wat ek hoor was so? Hy sê soldeerbout, nee. Hy wat word van hom, wat doen hy? Hy word baie warm. En dan sit ons mos nou 'n bietjie soldeersel daarso en dan soldeer ons dit op mekaar vas, nee. Dis wat jy doen. Right. Wie van julle hou om aan die kant van 'n soldeerbout te vat? Moenie. Dit baie seer. Right. Dis nou as dit anders. Ja, as dit af is, dan kan jy maar afval. Right. En natuurlik 'n maat, want ons meet hierso heerle en alles. Okay. So alles in die toolbox het 'n spesifieke werk, né? Alles in die toolbox het 'n job. Party goed maak ons vasneem, en ander goeders maak ons losneem, ander goed knip ons, en ander goed maak ons weer reg. Maar alles het 'n doel in die toolbox. Nou, ek het julle gevra, wat doen ons daarmee? En dit is belangrik om te weet, dat tools gaan baie keer vir goed gebruik word om dit vas te maak en reg te maak, ook om uit mekaar uit te haal en af te breek. Tools kan gebruik word om goed in stand te hou. Tools kan gebruik word om goed te bou. En daar's baie verskillende gereedskappe. Byvoorbeeld, kom ons sê onder die wasbak, lek daar nou, dit lek onder die wasbak. Dan klim papa of oupa of mamma partykeer of ouma onder die ding in met 'n shifting spanner. En dan sien hy besig en as hulle lucky is, dan spuit hulle word hulle vol water gespuit. En jy weet mos nou, ja, maak toe buite die kraan. En ander kere dan is daar 'n skenier wat stukkend is. Dan kom oupa of papa of iemand en hulle maak die skenier weer vas met 'n skroewedraaier. Soos gebruik tools met klomp verskillende dinge. Baie verskillende dinge. Nou, wat het die tool storie nou met ons te doen? Weet julle wat, nee? Die wêreld moet ook 'n bietjie gefiks word. Soos ons dan met papa of oupa of ouma of iemand gaan in 'n kas regmaak of 'n kraan regmaak of wat ook al. So ook is daar moet ons in die wêreld mense fiks. Ons moet die wêreld fiks. Nou Jesus nooi jou en my, gaan so sê ek. Jesus nooi jou om saam met hom die wêreld te kom fiks. Okay, so, right. Kyk bietjie daarso op die persoon langs en sê Jesus nooi jou.
Ja, Jesus wil ons almal om saam met hom die wêreld te fix. Daar sy. Daar's baie goed wat gefix moet word. Ek het so 'n lysie gemaak. Ons hoor van mense wat hartseer is. Maak op vir jou, maak op vir jou. Ons mense wat hartseer is, wat getroos moet word. En ons miskien dalk 'n maatjie by die skool raak geboelie word en dis nie lekker nie. Dan is daar mense wat baie siek is, gaan so en dit word winter, so ons baie mense wat siek is. En dan is daar kindertjies wat in die kinderhuis is, wat sy hartjies seuns en hulle het nie 'n pappa of 'n mamma nie. Dan hoor ons wat daar ander mense raak seer gemaak is. So ons baie goed in hierdie wêreld wat gefix moet word. Nou Jesus vra vir jou en my, hy sê, Bram, en Koorniete, en almal van julle kom saam, kom saam met my, ons gaan die wêreld fix. Nou weet julle wat, ek het ons vir julle gesê, ons is Jesus se appies. En wat doen 'n appie? 'n Appie gaan maar saam met sy leermeester, hy loop oral saam met hom. En dan stap hulle saam en maak hulle die ding gaan reg, en wys hy vir hom hoe, maak hy daai reg, en wys hom. Net so loop ons saam met Jesus deur die lewe. Want ons is sy disippels, julle. Jesus wil ons gebruik om die wêreld saam met hom te fix. Dis nogal cool, né? Ek sê ek het dit besef, ek het ons op haar gespring en sê, "Yes, dankie Jesus dat U my wil gebruik." In die Bybel lees ons van iets. En dit is dat ons gekies of geroep is. Nou ek sê nie net vandag vir julle, Jesus het jou gekies om saam met hom te kom en saam met hom die wêreld te fix nie. Die Bybel sê dit vir ons. Dis nie net ek wat dit sê, die Bybel leer ons. Jesus het jou gekies en jou geroep. Gesê, kom saam met my, ons gaan die wêreld fix. In Efesiërs 4, vers 1 en 2 lees ons, ek, Paulus, is in die tronk, omdat ek die Here dien. Ek sê ernstig vir julle, God het julle gekies, en julle behoort aan hom. Daarom moet julle nou lewe, soos mense wat aan hom behoort. Julle moet nie hoogmoedig wees. Dit beteken jy moet nie lees optrek en dink julle is te goed vir om by ander mense te wees nie. Jy moet nie te gou kwaad word nie. Julle moet geduldig wees. En julle moet mekaar vergewe omdat julle vir mekaar lief is vir mekaar. So uit liefde uit moet ons vir mekaar omgee. Dis wat hierdie gedeelte sê. Uit liefde moet ons vir mekaar omgee. En dan sê hy in 1 Korintiërs 1 vers 9, God is getrou. Hy wat julle geroep het om verenig te lewe met sy seun Jesus Christus ons Here. Nou dis 'n baie belangrike deel. Verenig beteken om saam te leef. Nou ons lewe saam met Jesus en daarom sê ons kan saam met Jesus die wêreld fix. En hierdie gedeelte 4 sê baie duidelik dat ons moet lewe soos wat Jesus sê ons moet lewe. Nou, julle moet seker wonder, hierdie toolbox in die gereedskap, waar kom al hierdie goede vandaan en hoe werk dit? Hoe werk dit met die teks? Want dit werk so. Ons is die toolbox. Ok, sê dan vir jouself, ek is die toolbox. Op gereedskap Christus sê dit. Mooi Afrikaans op praat. Right, ek is die toolbox. Jy is die toolbox. En hoe werk dit? Almal van ons het gereedskap van die Here gekry om die wêreld te fix. Ons het al die gereedskap in ons, maar ons het onsself oopmaak dat Jesus ons kan gebruik. Dit beteken, ons gebruik ons harte, sit jou handjie op jou hart, ons gebruik ons harte om regtig om te gee vir ander. En ons gebruik ons hande om iets te doen vir mense wat dit nie self kan doen. Ons gebruik ons voete, stap jy voet op die grond. Ons gebruik ons voete om te loop na plekke toe waar Jesus ons wil gebruik. Ons gebruik ons monde, ons gebruik ons monde om ander mense se harte beter te maak voel en hulle te vertel hoe baie
Jesus lief is vir hulle. Ons gebruik ons ore, wat sê ek jou oor, trek ons so, maak seker hy's oop. Ja. As hy, om te hoor, as maatjies vir ons wil vertel, hoekom hulle hartseer is. En ons gebruik ons brein, soos jy brein nie binne op, om saam met ander mense te dink aan oplossings vir 'n probleem. En daar is ook so baie gereedskap wat ons het, wat Jesus wil gebruik, om die wêreld saam met jou te fix. Dis nogal cool, hè? So, sê saam nou weer, ek is die toolbox. En dan Jesus wil jou gebruik met al jou verskillende gereedskap om hierdie wêreld te fix. Nou wanneer ons kerk toe kom, hierso moet julle nou mooi luister. Okay, is julle reg? Om so handjies agter hulle oor. Baie stop wat jy moet mooi luister. Wanneer ons kerk toe kom, en wanneer ons die Bybel lees, wanneer ons bid, wanneer ons by die huisgodsdienst stilte tyd doen, en al die dinge, dan leer ons hoe om die gereedskap te gebruik. Sien, Jesus kan vir jou sê, weet jy Abraham, jy moet jou hart gebruik om te voel, hoe voel ander mense, agter te kom wie ek kan omgee. Maar as ek nooit geleer het, hoe om my hart te gebruik om te luister, om te gee, gaan ek mos nie weet hoe nie. As Jesus my sê, Abraham, jy moet jou hande gebruik om ander mense te help, dan moet ek mos nou weet, wat om met my hande te doen. Dis hierso, waar ons leer, hoe om die gereedskap te gebruik. Want jy is die toolbox, en God het jou geskep met al die gereedskap wat jy nodig het, om die wêreld saam met hom te fix. En dis nogal goed. So ons moet net onsself oopmaak en leer om die toolbox te gebruik. Nou baie keer voel dit vir ons het net 'n klomp klein dingetjies. En ons kan nie dit reg kry om 'n groot verskil te maak. Maar 'n klomp klein dingetjies wat jy doen, fix saam met Jesus die wêreld. Ek het 'n video wat ek vir julle wil wys. Kyk gou hierso. Hoe kan jy met klein goedjies die wêreld fix? Maar kyk op ons ligte afsalakie.